Die stryk van mense behaag. Geliefdes, een van die grootste gevare in die liggaam van Christus vandag is dat baie mense eerder mense wil behaag as vir God. Baie mense verloor hul vrede, identiteit, hulle roeping en selfs hul verhouding met God omdat hulle vasgevang is in die stryk van mense behaag. Mense behaaglikheid laat jou ja sê wanneer jy eintlik nee moet sê. Dit laat jou waardes prys gee. Bang wees vir verwerping, jou ware self wegsteek, God se stem ignoreer om mense gelukkig te hou. Daar is mense wat vandag emosioneel uitgeput is, omdat hulle hul hele lewe leef om ander tevrede te hou, maar vandag wil God jou bevry van die vrees vir mense. Spreuke 29 vers 25 sê, die vrees vir mense span is stryk, maar hy wat op die Here vertrou is veilig. Die Bybel sê, die vrees vir mense is 'n stryk. 'n Stryk vang jou, dit beperk jou, dit hou jou gevange. Baie mense leef nie soos God hulle geroep het nie, omdat hulle bang is. Wat gaan mense sê? Wat as hulle my verwerp? Wat as hulle my nie meer aanvaar nie? Maar wanneer jy mense meer vrees as vir God, verloor jy jou geestelike vryheid. Saul het sy koningskap verloor, omdat hy mense wou behaag. 1 Samuel 15 vers 24 sê, Koning Saul moes God gehoorsaam, maar hy het eerder na die mense geluister, toe Samuel hom gekonfronteer het. Saul sê, ek het die stem van die volk gevrees. Saul het mense se goedkeuring bo God se opdrag gekies en baie mense doen dieselfde. Hulle kompromiteer hul geloof. Hulle bly in verkeerde verhoudings. Hulle hou aan met sonde doen. Hulle bly stil wanneer hulle eintlik die waarheid moet praat. Waarom? Omdat hulle mense behaag. Mense behaaglikheid kan jou salwing kos. Dit kan jou vrede kos. Dit kan jou bestemming kos. Jesus het nie almal probeer behaag nie. Jesus het mense lief gehad, maar hy het nie geleef vir mense se applous nie. Johannes 6 vertel dat baie disippels hom verlaat het, toe sy boodskap te hard geword het. Jesus het nie die waarheid verander om mense gemaklik te maak nie. Luister mooi, as jy almal probeer gelukkig hou, gaan jy uiteindelik jouself verloor. Jesus sê self, is verwerp, hy is gekritiseer, hy is vals beskuldig, hy is verraai. As hulle Jesus nie almal kon aanvaar nie, gaan jy ook nie almal tevrede stel nie. Mense behaaglikheid bring emosionele uitputting. Daar is mense wat geestelik moeg is, omdat hulle altyd probeer om almal te help, almal gelukkig te hou, almal se probleme te dra. Jy is nie geroep om almal se goedkeuring te wen nie. Jy is geroep om God te gehoorsaam. Galasiërs 1 vers 10 sê, want probeer ek nou mense tevrede stel of God? As ek nog mense behaag het, sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Party mense verloor hul identiteit, omdat hulle konstant verander om in te pas, maar God het jou nie geskape om 'n koppie te wees nie. Hy het jou geskape met 'n doel en 'n identiteit. Die wortel van mense behaag is dikwels verwerping. Baie mense behaaglikheid begin by pyn, verwerping, verlating, kritiek, trauma, die behoefte om aanvaar te word. Party mense het groot geword sonder liefde of bevestiging en nou probeer hulle konstant mense se aanvaarding verdien. Maar luister mooi, jy hoef nie mense se goedkeuring te verdien wanneer jy reeds deur God aanvaar is nie. Jesaja 43
vers 1 sê, moenie vrees nie, want ek ken jou, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, jy behoort aan God, jy kan nie God volg en mense vrees nie, wanneer God jou roep, gaan sommige mense jou nie verstaan nie, sommige gaan teen jou draai, sommige gaan jou kritiseer, maar jy moet besluit, wie se stem gaan die hardste wees in jou lewe, want mense behaag maak jou 'n gevangene van opinies. As jy leef vir 'n applous, gaan kritiek jou vernietig, maar wanneer jou identiteit in Christus is, word mense se opinies minder belangrik. Ek het 'n profetiese woord vir iemand vandag. Miskien voel jy vandag dat jy is vasgevang in hierdie stryk. Jy glimlag voor mense, maar binne in jou is jy uitgeput. Jy dra almal, maar niemand dra jou nie. Jy probeer almal gelukkig hou, maar jy verloor jou eie vrede. Die Here sê, dit is tyd om jouself los te maak van die vrees vir mense. God gaan jou bevry vandag. Die behoefte aan goedkeuring, die vrees vir verwerping, emosionele manipulasie, toksiese verhoudings, jy gaan weer vry asemhaal. Ek wil vandag 'n altaar oproep doen. As jy vandag sê, Here, ek is moeg om vir mense te leef, ek is moeg om konstant goedkeuring te soek, ek wil U behaag bo mense, dan is hierdie oomblik vir jou. Gee jou hart volkome aan Jesus. Laat hom jou identiteit herstel. Laat hom die wonde van verwerping genees. Bid saam met my hierdie gebed. Here Jesus, ek gee vandag my lewe volkome aan U. Vergewe my waar ek mense meer gevrees het as vir U. Breek elke ketting nou van mense behaag. Genees my hart van verwerping. Leer my om in waarheid en vryheid te leef. Ek kies vandag om U te gehoorsaam bo mense in Jesus se naam. Hemelse Vader, ek bid vandag vir elke persoon onder die geklank van my stem. Breek elke stryk van mensevrees, breek elke behoefte aan menslike goedkeuring. Ek spreek genesing oor gebroke harte. Ek spreek bevryding oor emosionele uitputting. Ek spreek vryheid oor mense wat vasgevang is in manipulasie en vrees. Here, gee hulle die moed om nee te sê wanneer dit nodig is. Gee hulle die krag om in waarheid te wandel. Gee hulle vrede wat nie afhanklik is van mense se opinies nie. Ek verklaar, jy sal nie meer gevangene wees van mense se opinies nie. Jy sal nie meer jou identiteit verloor nie. Jy sal nie meer kompromie nie om aanvaar te word nie. Jy sal wandel in die vryheid van Jesus Christus wat jou vrygekoop het in Jesus magtige naam. Amen en amen.